Vriende, ek groet jou graag op hierdie derde Sondag van Advent. Dit is die 14de Desember. Dit is die Sondag van vreugde. En ons steek ons derde Adventskers op. Die kers van vreugde, die pinkkers, waarmee ons uiteindelik vir mekaar sê dat nadat ons die eerste week die kers aangesteek het van hoop, in 'n wêreld waar hoop ontbrand, kom daar ook vrede wat groei. Dit was die tweede kers wat ons aansteek. En dan vandag die derde kers, die pinkkers van vreugde, wat soms opborrel op die vreemdste plekke, op plekke waar ons dit die minste verwag, dikwels midde in die woestyn. En daarom by hierdie geleentheid wil ons dan vir mekaar ook sê, en is dit ons gebed, dat die Here ons op so 'n manier sal lei, dat ons hom ook sal ontmoet in hierdie omstandighede van ons lewe, dat ons regtig vreugde mag beleef en ervaar. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons ook saam. Here, laat u lig vandag ons harte warm maak. Laat u vreugde in ons opborrel, nie as 'n ontkenning van pyn nie, maar as 'n saad van nuwe lewe in droë grond. Kom Here Jesus, kom met vreugde. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. By die geleentheid wil ons graag twee gedeeltes lees, 'n gedeelte uit die Ou Testament, uit Jesaja 35, dan ook 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Lukas hoofstuk 1. En as jy jou plek het by Jesaja 35 en Lukas 1, kom ons buig weer ons hoofde en dan bid ons saam en ons vra ook vir die Here om vir ons sy woord vanoggend oop te maak, sodat ons dit kan lees, kan hoor en kan verstaan. Kom ons bid saam. Here, maak ons oë oop om blomknoppe in die woestyn raak te sien. Ons ore oop vir die fluistering van vreugde en ons harte oop vir u stille werk in ons diepste ruimtes in ons lewe. Amen. Geliefdes, ek lees vir u Jesaja 35 vers 1 en 2 en vers 10. Jy is welkom om die 10 verse in geheel te lees, maar terwille van ons oordeenking lees ek vir ons die eerste en tweede vers en vers 10. Jesaja 35, die woestyn, die dor land sal jubel, die droë wêreld sal juig, oortrek met afodille. Hy sal in volle bloei staan, hy sal juig en sing. Hy sal die pragt van die Libanon hê, die skoonheid van Karmel en Saron. Israel sal die mag van die Here sien, die koninklike mag van ons God. Die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer, hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap, hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. Tot sover uit Jesaja uit, en dan Lukas 1, lees ons 'n gedeelte van die lofsang van Maria. Jy is ook daar welkom om die hele lofsang te lees, maar ek lees vir ons terwille van ons oordeenking vanoggend Lukas 1 vers 46 tot 49. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het.
heilig is sy naam. Ons lees tot sover ons tema vanoggend, vreugde wat opborrel in die woestyn. Vreugde begin nie noodwendig in perfekte omstandighede nie, maar juis op plekke waar ons dit die minste verwag, juis hier in die woestyn. En dis wat Jesaja vanoggend kom skets in hierdie prentjie wat hy in hoofstuk 35 skryf. Hy sê, hier word 'n nuwe wêreld in die woestyn moontlik. Daar kom 'n blomtuin, daar gaan afodille blom. Waar daar dor en droogheid in die wêreld is, breek die waters oop. Die lammes sal opspring en die verlostes sal met gejubel terugkeer. Hierdie is vreugde wat nie met logika rym nie. Dis nie die resultate van ideale omstandighede nie, maar dis die produk van God se teenwoordigheid. So vir Jesaja is vreugde nie 'n emosie nie. Vreugde is vir Jesaja 'n ommekeer, 'n omdraaiplek in my en jou lewe. En daarom is in hierdie dag en tyd die beskrywing van die woord woestyn vir ons perfekte simboliek. Vir baie mense, want ons is moeg, ons is uitgeput, ons is gedisoriënteerd, ons is dalk emosieloos of ons is erg emosioneel. En nou sê Jesaja, dis hier waar die vreugde begin. Is dikwels donker. En God werk daar waar dit donker is. Ons het van tevore al met mekaar gedeel oor die skrywer Richard Rohr se beskrywing van ons woestynervarings as die dark night of the soul, die donker nag van die siel. Dis daai plek waar God besig is om ons innerlik te transformeer en ons dikwels nie eers daarvan bewus is nie. Dis nie straf nie, dis nie God se afwesigheid in ons lewe nie, maar dis stil innerlike genesing, diep binnewerk wat God in ons doen. As Rohr skryf oor hierdie donker nag, dan is die donker nag nie daar om uiteindelik ons vreugde of ons vermoë tot vreugde te verwoes nie. Dit transformeer inteendeel ons teenwoordigheid in die wêreld. Ons kry meer sagtheid, meer empatie, meer deernis, meer liefde vir mense rondom ons. En daarom borrel vreugde op, nie omdat die nag verby is nie, maar omdat God besig is om binne die nag, binne in ons te werk en ons te hervorm en ons te transformeer. En daarom is dit belangrik dat in vreugde ons uiteindelik sal luister. Want dis in ons luister, ons diep innige luister, waar vreugde gebore word. Henry Nouwen skryf en hy sê, wanneer ons praat oor hierdie luister waar vreugde gebore word, dan is daar sprake van nederigheid, daar is 'n openheid en daar is uiteindelik die moed om nie vinnige antwoorde te soek nie. En as uit hierdie innerlike ingesteldheid van Maria, wat die Magnificat gebore word, die loflied van Maria. Want by Maria is daar 'n diep innerlike vrede en vreugde. En hoe wil ek weer sê, dit gaan nie oor die omstandighede nie. Want Maria se wêreld was op daardie stadium nie maklik nie. Sy staar 'n skandaal in die oë. Daar is onsekerheid by haar. Daar's gevaar. Daar's geen waarborge nie. En tog sê sy, my siel maak groot die Here. Want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. Ek wil hê jy moet ietsie hoor. As Maria haar loflied sing, dan sing sy dit in die woestyn. Sy sing dit nie na die woestyn nie, sy sing dit in die woestyn. En daarom
Daarom roep dit ons op tot verwondering. In 'n wêreld wat swaar kry, staar ons dikwels dinge in die oë wat ons negatief maak. Dis nie Kay wat sê die lewe is net te kort dat ons nie partykeer net in verwondering gaan staan en sê wow nie. Daarom beskryf Nadia Marais verwondering as 'n keuse, 'n manier om die mooi in die lewe raak te sien te midde van rou. Die lewe stadig en eerlik te vat. Om die klein dingetjies in die lewe met respek raak te sien. Waar te neem wat rondom ons gebeur. Jesaja noem dit die volle bloei van die afodille in die woestyn. Lukas noem dit die Magnificat, die lofsang van Maria. Ek en jy sê vandag, vreugde wat opborrel in die woestyn. En waarom kon Maria se vreugde opborrel in die woestyn? Kon sy die Magnificat sing? Kon sy die loflied sing en sê, heilig is sy naam? Want sy wat Maria is, het vroeër in hoofstuk 1 vers 38 om presies te wees gesê, laat met my gebeur soos wat U bepaal het. Ek is tot beskikking van die Here. Ek is beskikbaar. Daar weer klink by Maria 'n ja. En dit bring die draaipunt. En dis wanneer God se ja binne in ons uiteindelik ook ons eie ja in ons word, wat dit ons help om te antwoord en te sê, ja Here, ek is tot beskikking, ek is beskikbaar, laat met my gebeur wat U gesê het. So Maria se vreugde is nie naïef nie, sy verstaan die koste, en daarom kies sy om in God se storie te leef, want die vreugde wat dit bring, kan nie gesmoor word nie. Haar omstandighede keer nie dat sy uitroep, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. En daarom vriende, in hierdie dae bid ek dat jy in jou ontmoetings vreugde sal beleef. Wanneer mense Jesus ontmoet het, het daar 'n unieke manier van vreugde opgeborrel. Mense het dit verskillend ervaar wanneer daar 'n ontmoeting was. Wanneer die woord vlees word en in ons woonbuurt intrek, is daar 'n vreugde wat opborrel. Wanneer Maria ja sê, dan is dit 'n Magnificat. Wanneer die herders in aanbidding val en Bethlehem toe gaan, dan is dit 'n vreugde. Ons lees dat hulle met groot blydskap teruggegaan het en vir almal alles vertel het wat met hulle gebeur het. Simeon vind vrede. Saggeus ontdek vryheid. En uiteindelik met die opstanding word mense se lewens met vreugde gevul en borrel dit uiteindelik op. Mag ek vir jou in hierdie dae sê, vreugde is nie die afwesigheid van pyn nie. En dit moet ons vandag vir mekaar hardop sê. Vreugde is nie ontkenning nie. Vreugde is nie vir een oomblik kunsmatige positiwiteit nie. Vreugde is nie maar net dat ek vir iemand sê, jy moet maar net glo en alles sal regkom en beter gaan nie.
Vreugde is God wat in my binneste 'n nuwe bron oopmaak. Selfs wanneer die wêreld buite my nie verander nie, maar die innerlike vernuwing in my plaasvind, dat ek van binne af vernuwe word. Paulus meld dit op 'n stadium. Ons is almal onderworpe aan uiterlike vergaan, dag na dag. Maar innerlik word ons ook dag na dag vernuwe om hierdie uiterlike vergaan te kan hanteer. Dit is soos geboorte, waar pyn en vreugde in dieselfde ruimte woon. Nou wil ek jou vat na Jesaja se 35ste hoofstuk se 10de versie, die laaste vers uit Jesaja wat ons gelees het. Dis 'n visioen waarmee hy eindig. Hy sê, die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Ellende en smart sal verdwyn. En vriende, dis nie net sentiment nie. Dis eskatologie, dis toekomsverwagting, dis wederkomsverwagting dat Jesus weerkom. Die Christus wat julle na die hemel toe sien opvaar het, sal weer so terugkom. Dis hy wat eens in die volheid van die tyd gekom het, mens geword het in Bethlehem. Dis die een wat reeds met ons is. Dis die een wat vreugde in ons in die woestyn laat opborrel. So mag ek en jy vanuit die hoop en vanuit die vrede wat ons beleef, ook ervaar dat vreugde in ons binneste opborrel, selfs op die plekke waar ons dit nie verwag nie. Die woestyn is in volle bloei met afodille. Amen. Kom ons bid saam. Here, waar ons woestyne ken, laat u vreugde blom. Here, waar ons donker nagte beleef, mag u lig ons duisternis verlig. En Here, waar ons moeg raak, laat ons loflied, ons Magnificat, opklink tot in u ore. Amen. Vriende, ek herinner, ek is vir so 'n paar dae met verlof. Ons het DV volgende Sondag die 21ste weer 'n in-persoon erediens in die kerkgebou, 9 uur soos normaal. Ek herinner ook dat ons op 25 Desember 'n erediens in die kerkgebou het, 9 uur die oggend, ons Kersdiens. Jy is meer as welkom om dit saam met ons dan ook by te woon. So, daar is die 21ste weer 'n diens in die kerkgebou, Kersfees die 25ste 9 uur het ons erediens in die kerkgebou. Jy moet 'n baie mooi en geseënde week hê en mag dit met jou baie goed gaan. En as ons mekaar dan groet vandag, dan is dit met die volgende gebed. Mag vreugde in jou opborrel, daar waar jy dit verwag, en daar waar jy dit die minste verwag. Gaan in vrede, gaan in vreugde, tot ons mekaar weer sien.